Die wenner. Walter sit in die voorste ry van die klein graad 5 klasie, waar sy onderwyseres in oogie op hom hou. Nie omdat hy stout of ongehoorsaam is nie, maar omdat sy slim verstand so maklik dwaal. Sy is gewoon daaraan, die jong gesig wat so maklik na die reuse vensters draai. Die verveling van die jaarlikse syllabusse eenvoudig nie genoeg is om die verbeeldingryke verstand te stimuleer nie. Walter draai sy kop van die oop ruim vensters af, rustig, sonder haas. Hy kyk onbelangstellend op. Ja, juffrou. Walter, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê om aandag te gee? Asseblief, Walter. Onmiddellike gegiggel. Kinders wat spottend agter bakhande skinder. Hoe kan sy hierdie kind wat so anders as die ander is, by die klaskamer se aktiwiteite betrek, wetende dat alles 'n nuttelose ervaring vir hom is? Moedeloos val die woorde uit haar mond. Kom staan hier voor die swartbord, Walter, en verduidelik hierdie som vir die klas. Daar is begrip in haar stem te bespeer. Begrip vir hierdie jong seun, wie se intellek die ander in die klas sin ver oorskry. Maar wat is daar te doen? Selfs die naskoolse stimulasieklasse van die graad 7 syllabus verveel hom. En sy weet ook dat indien hy na die hoër klasse aangeskuif sal word, the powers that be tot in lengte van dae deur jaloerse ouers en kinders gekritiseer, aangeval sal word. Walter staan op, sy liggaamstaal verteenwoordigend van verveling. Lig sy jong arm voor die swart bord op, kyk vir 'n oomblik na die gedeeltelike berekening. Hy vee dit af, begin 'n meer ingewikkelde formule, weggevoer in 'n eie wêreld, totdat die hele swartbord vol getalle, simbole en onverstaanbare formules is. Die kinders wat vroeër gegiggel het, sit regop, sprakeloos. Walter sit die bordkruit neer, loop kop onderste bo na sy bank, heeltemal onbewus watter impak hierdie wiskundige oefensessie op die ander gehad het en nog steeds het. Dankie, Walter. Selfs sy, mevrou Swart, wat nog altyd 'n natuurlike voorliefde vir wiskunde gehad het, kon nie veel verstaan van die formules wat hulle verskyning op die reuse swartbord gemaak het nie. Iets sal moet verander. Hierdie kind hoort nie in 'n skool, 'n klaskamer soos hierdie nie. Tussen 'n groep kinders, vasgevang binne 'n kontinuum van relatiewe normale intelligensie nie. Hierdie oomblik, sopas afgespeel, was net mooi die laaste keer waar sy hierdie spesiale kind in 'n tronk van gemiddeldheid sal hou.
Walter se ouers word ingeroep, privaat, amper 'n geheimenis. Meneer, mevrou Miller. Sy verduidelik die dilemma. Walter se buitengewone intelligensie, die dronk waarin hy vasgevang is. Dit was al voorheen bespreek, maar nooit tot in die detail waarin sy dit nou oordra nie. Dat 'n verstand soos syne ten alle koste gestimuleer moet word, dat dit heiligskennis is om hom in 'n plek van gemiddeldheid te hou. Hulle kyk haar aan, sien sy die moe, nederige gesigte. Ons het dit nie breed nie, mevrou. Het nie die geld om hom na 'n ander skool te stuur nie. Ons het hom baie lief. Hy is ons enigste, mevrou. 3 pare oë met eenvormige moedeloosheid. Die onderwyseres, wat ook die skoolhoof van die kleingetallige laerskool is, staan van haar kantoor se stoel op, stap nader na die paartjie wat voor die lesenaar sit en skud hande. Ons gaan 'n plan maak. Dis my plig om die beste vir die leerders, veral vir leerders soos Walter, te doen. Laat dit by my. Dit was nie lank voordat 'n openbaringslig in haar verstand aangegaan nie. Skaak. Sy gaan 'n skaaktutor vir Walter opspoor. Come what may. Al moet sy in tandem met sy ouers daarvoor betaal. En so sou Walter sy nuwe lewe begin. Sou hy in vele aspekte groei. In doelgerigtheid, passie, en toenemende mate van verstandelike vaardigheid. Hy en skaak, pasmaats, vennote aan weg tot 'n opwindende toekoms. Kos vir 'n honger voorheen ongestimuleerde verstand. Selfs 'n ervare, briljante skaaktutor se kennis ontgroei. Homself aan skaakboeke vergryp. Eie tegnieke ontwikkel, ontwerp. Eenvoudig gestel in 'n absolute geniale skaakreus ontaard. Klimmend in wêreldwye toernooie. Skaakmeester word in sy vroeë 20's, totdat beide ouers onverwags in 'n motorongeluk van hom weggeruk sou word. Hy het die deftige huisbesoek geskenk deur 'n vrygewige hand, uit dankbaarheid, liefde. Hulle wou dit eers nie ontvang nie, maar hy wou gee. En nou was hy dankbaar, geen selfverwyt, berou dat hy meer kon doen vir die ouers wat hom vrygelaat het om 'n lewenspassie te volg nie. Hy het besluit om die huis na die dood van sy geliefde ouers vir 'n afgetrede, bejaarde skoolhoof, mevrou Swart, te gee. Die streng, empatiese onderwyseres wat hom 'n kans op 'n nuwe toekoms gegee het.
En so sou Walter Miller uiteindelik wêreldwyd as die mees bekende skaakspeler oor dekades heen bekend staan. Meer trofee as wat amper getel kan word teen mure uitgestal, totdat 'n geniale skaakbrein op hospitaalkussings neergelê sou word. 'n Passievolle, dinamiese lewe agtergelaat, die oë tevrede, vergenoeg. En al sou hy nie meer in die vlees by wêreldwye skaaktafels gevind word nie, sou hy vir dekades onthou, bespreek word. 'n nederige wêreldkampioen wat nooit van 'n beskeie begin in 'n klein dorpie sou vergeet nie.